Good day, everyone. Welcome to the Municipal Multimedia Communications Studio. Today, we're speaking with the members of the Mayoral Committee about their term of office, key highlights, and the road ahead. En vandag het ons raadslid, elder lady, speaker Venolia Fortuin voor ons. En wat 'n voorreg om vandag hier saam met haar in die studio te wees en 'n bietjie bestek op te neem. Goeiemiddag, raadsheer, speaker Venolia Fortuin. Good day to the listeners of Mossel Bay, and then also thank you very much for having me in the studio this afternoon. It definitely is a privilege. This is the final year of the current term of office. What do you consider to be the most important legacy of the current council? Thank you very much for your question, Viona. I think what's important for me to confirm this afternoon is that the Mossel Bay Council is absolutely stable. Ek dink ek kan vanmiddag die vrymoedigheid neem deur te sê dat die hand van die Vader definitief die afgelope jaar oor ons was. 'n bietjie uitdagings hier en daar, maar ek kan bevestig dat die Mossel Bay Stadsraad redelik stabiel is. Ek is ook dan baie dankbaar en kan met trots vanmiddag bevestig dat die conduct van ons raadslede baie goed is. Ek het nog nooit ervaar in my termyn dat daar enige insidente was waar raadslid uit die raadsaal uitverwyder moes word. Ja. So dis iets waarop ek definitief baie trots is, want die wederwysige respek is definitief daar. Ek kan dan ook byvoeg dat as speaker en voorsitter van die raad, natuurlik is dit 'n baie moeilike taak. Dit is nie sommer net om in die stoel te skuif en dan voor te sit en 'n vergadering te lei nie. Daar's wetgewing wat nagekom moet word, daar's reëls, daar's orde. En ek was bevoorreg om ten minste meer as een keer komplimente te ontvang, nie net van die raadslede self, die administrasie en die publiek daar buite vir die orde binne ons raadsaal. En dis een van die groot hoogtepunte nalatenskap, goed wat vir my belangrik is. Dis regtig waar krities dat die raadsaal, waar 'n plek van wet en orde is, dan sodanig bestuur moet word. Ek kan ook met trots noem dat ek definitief nog altyd gepoog het om alle raadslede, ten spyte van hulle politieke affiliasies, met deernis, respek en professionaliteit te hanteer. Dankie by Ouna. 100% stem ek saam. Dit is regtig besonder om te sien die respek wat getoon word. En ek moet sê, speaker raadsdame Venolia Fortuin, dat dit 'n impak het even op ons ook om te kan sien dat is nie 'n maklike stoel om op te sit nie. So regtig uitstekende werk en uitstekende nalatenskap wat ons huidiglik kan sien. Noem vir ons ten minste 3 van die hoogtepunte in jou portfolio wat tydens die afgelope 4 jaar bereik is. Baie dankie, Ouna. Ek dink daar's 'n paar goed wat ek vinnig aan wil raad, wat die raad aanbetref. Ek is trots om te bevestig aan die luisteraars en aan jouself dat die raad die etiese leierskap code geonderteken het by een van ons raadsvergadering. So dis 'n seremonie wat plaasvind waar jy jou verbind in terme van the ethical code for leadership. Dit was baie mooi, baie goed. Almal het dit eenparig gedoen met trots. Beide die senior amptenary wat die munisipale bestuurder, die direkteure en dan die volle raad natuurlik insluit. Want dis waar jy jou verbind. Jy verbind jou met 'n commitment dat jy eerbaar sal dien. So dit is definitief iets dat vir my 'n hoogtepunt was. Dan ek kan bevestig dat raadslede definitief geleenthede kry om kapasiteitsposisies by te woon en hulle self te bemartig. So we have the SALGA organization who oversees municipalities, and then very often they would invite and send out
communication to the speaker, the mayor, and the MM, providing opportunities for councillors. So how it works is a municipality needs to be a member, and Masopai municipality is a member. So it's a lot. There's a lot of opportunities, a lot of induction courses taking place. Baie goed in terme van hoe raadslede hulle moet kontak, goed met betrekking tot wetgewing, finansies, die IDP, en daardie geleenthede word bevorder na raadslede. Ons het net so 2 weke gelede het ons 'n groep raadslede gehad wat in George een van die sessies bygewoon het, en dan sit terugvoering. Speaker, dankie vir die geleentheid, want dit is belangrik om dit nie te weerhou van raadslede nie, so dis een van ons hoogtepunte. Dan, soos wat ek gesê het in my repliek rondom nalatenskap, ons stadsraad is redelik stabiel. Ten spyte van die politieke klimaat, dit is so, ons is op pad na die 2026 verkiesing toe, elders in die land, in die wêreld, is daar baie onderstrominge, en dinge is nie so stabiel soos wat ons dit in Mosselbaai ervaar nie. En natuurlijk is daar 'n klomp faktore wat dit beïnvloed, maar ons was nog altyd geseënd om redelik in ons stadsraad en in ons munisipaliteit stabiliteit te kan hê. Ek kan bevestig as een groot hoogtepunt vir my. Ons word verkies deur die publiek. Die mense bepaal demokraties wie hulle in watter stoel wil hê. En wanneer jy in die raadsaal is by ouna en luisteraars, dan verteenwoordig jy mense. Jy is die spreekbuis vir hulle wat jou gekies het en daar gestel het. En een van die goed wat ek poog om te doen, en ek glo ek het dit tot op hede probeer suksesvol doen, is om seker te maak dat elke raadslid die ruim geleentheid kry om te debatteer in die raadsaal en respectvol behandel te word in terme van die reëls. Mens mag verskil, en ons gaan natuurlik verskil, want die meeste van ons behoort aan verskillende organisasies. En raadslede verteenwoordig hulle partye. Maar wanneer ons in die raadsaal is, dan praat ons vir ons gemeenskap. En ons doen dit respectvol. En ons gee geleentheid vir elkeen om op hom of haar manier te kommunikeer en hom of haar opinie te lig. En dis een van die goed wat ek in my tyd die afgelope 3-4 jaar kon regkry, dis om seker te maak dat raadslede voel hulle plek regverdiglik in die raad is 'n spasie waar hulle kan praat, want hulle het daardie voorreg. And you're definitely doing an outstanding job, I must say, with that as well. Thank you very especially much. when you have the meetings every month, and we get, as a community, we get to see. And it's always fascinating to me to see how it plays out and how you especially control yourself. Because in certain scenarios, you can okay, people can press a button and then they're all calm and collective. So it's very beautiful to see. Sê vir ons, wat is nog in die beplanning vir die gedeelte van jou termyn wat voorlê? Baie dankie, just to respond on the latter part of your comment on the previous point. Yes, people can press the button, but it's absolutely about emotional control and maturity. Yes. You must understand that you're not sitting in any seat. Exactly. You sit there as the Speaker of Council, and you navigate through anything cool, calm, collective. Yes. And nothing is ever personal. I think that's one of the key things that I always say to myself in preparation for council meetings. So I prepare spiritually, emotionally, physically. You go and you sit there, your mind is clear, but you just, either take a deep breath and smile, but you should never lose control. Exactly. Then Ona, in terms of planning for the rest of the term, ek dink wat ek vanmiddag kan bevestig is die feit dat volhoubaarheid van ons huidige status in die raad en die munisipaliteit sal definitief vir my 'n prioriteit as speaker wees. Dis om seker te maak dat the tone that was set and the standard that we keep to it. So dat beteken ons sal voortbou op die manier ons raadsvergaderings doen, hoe ek dit bestuur, en ek sal poog om seker te maak
dat ons dit steeds respectvol doen. Dan ook in hierdie termyn, uit die aard van die saak het ons definitief baie uitdagings gehad, waarvan die publiek bewus is. En as publieke figure en die regering is ons oop vir kritiek. En ek kan sê dat dit met alle tye met waardigheid hanteer was of met waardigheid hanteer moet word. So wat ook al voor lê, ek dink dis vir my belangrik dat die stadsraad of my rol as speaker, dat dit van so 'n aard is om seker te maak, ten spyte van die kritiek, because we must understand that we will not always agree on everything. And that's actually absolutely okay. Because people have the right to differ in opinion. And people have the right to voice how they feel or think about situation. But it's then important that we find the amicable solution in the interest of those that we serve and represent. So vir my gaan dit definitief om seker te maak dat as die publiek vir ons sê, jy weet, Mosselbaai munisipaliteit, dit is hiermee waaroor ons ongelukkig is, dat ons daardie terugvoering vat en seker maak dat ons dit op die gepaste manier hanteer. Ek moet sê ons kry baie komplimente en dit is goed, maar ek wil vanmiddag vir die luisteraars sê, ons sal voortgaan in terme van die res van die termyn om seker te maak dat ons luister na die stem van die publiek. Baie dankie. Natuurlik. Ons gesels vandag met lede van die burgemeesterskomitee oor hulle amptetermyn, enkele hoogtepunte en oor die pad wat voorlê. En by ons in die studio vandag praat ons met Speaker Raadsdame Eldelady Venolia Fortuin. En ons het nou lekker gesels oor die nalatenskap en die belangrikheid daarvan, die hoogtepunte en dan ook haar beplanning vir vorentoe. Sê vir ons, wat wil jy graag vir die gemeenskap van Mosselbaai sê? Baie dankie vir Ounan harte luisteraars. Ek wil vanmiddag van die geleentheid gebruik maak om te sê 2025 is op sy einde en dank God vir genade. Tot hier die Here ons definitief gedra. Volgende jaar is 2026. Ongeag die opkomende verkiesing vir 2026 as die Mosselbaai Stadsraad daartoe verbind om steeds die hoë vlak van dienslewering te behou en om alle gemeenskappe se behoeftes so ver moontlik binne ons mandaat te ondersteun. Ek is absoluut oortuig dat die Vader se hand oor ons pragtige ikoniese dorp is en ons erken dat wat ons as raad doen is nie uit ons eie krag of mag, maar met die genade van ons hemelse Skepper. Ek wil vir Mosselbaai sê baie dankie dat ons die voorreg het om vir u te kan dien. Ten slotte God seën Mosselbaai munisipaliteit, al sy werkers en die pragtige inwoners van ons pragtige dorp. Baie dankie by Ouna vir die geleentheid om vanmiddag met jou te kon gesels. Jy is baie professioneel en dit was absoluut my voorreg om saam met jou te sit. Baie dankie. Same, yeah, this was definitely truly an insightful conversation and I'm sure all our listeners got so much out of this conversation that we had. Thank you so much.